Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 18de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, bekende akteur Buck Rogers sterf. Nuushooftrekke vir vandag, polisietender nog nie weer toegeken nie. Bekende akteur Buck Rogers oorlede. Vir elke 4300 burgers is daar een ambulans of mediese beampte. Bendemisdaad is op sy ergste statistieke nou bekend. Jayden Shaper mik vir 'n tweede titel in golf. Protea mans in hockey wys hy gee die pas aan. Gil Gerhardt, die akteur wat in die laat 1970s wêreldwyd onder televisiekykers bekend geword het as kaptein William Buck Rogers in die TV-reeks Buck Rogers in die 25th Century, is Dinsdag oorlede. Sy vrou Janet het hierdie nuus op sosiale media bekend gemaak. Vroeg vanoggend het Gil, my sielsgenoot, sy stryd teen die seldsame en baie aggressiewe vorm van kanker verloor, het sy gesê, ongeag hoeveel jare ek ook al saam met hom sou kon deurbring, dit sou nooit genoeg gewees het nie. Hou diegene wat jy het styf vas en wees vurig lief vir hulle, het sy geskryf. Gerhardt was 82 jaar oud gewees. Suid-Afrikaners het hom in die vroeë dae van TV in die land leer ken in die oorgeklankte reeks wat hier net as Buck Rogers bekend was en gehandel het oor die avonture van 'n ruimtevader wat weens 'n vratsongeluk 504 jaar lank bevrore in die ruimte deurgebring het, voordat in die jaar 2491 weer ontwaak het. Janet het later nog 'n boodskap geplaas waarin sy gesê het, sy was in haar man se sy toe hy gesterf het. Sy het ook 'n boodskap geplaas wat Gerhardt self geskryf het om na sy dood te deel met die mense. My reis het my van Arkansas in New York en Los Angeles geneem en uiteindelik na my huis in Noord Georgia, saam met my wonderlike vrou van 18 jaar, Janet. Dit was 'n wonderlike reis, maar onvermydelik, een wat tot einde gekom het, soos myne nou het hy geskryf. Jy moenie jou tyd mors met dinge wat jou nie opgewonde maak of liefde bring nie. Sien jou ergens daar buite in die kosmos, het hy geskryf. Baie sterkte vir Buck Rogers se familie. 'n Omstrede tenderpreneur se polisietender van 360 miljoen rand is nog nie aan iemand anders toegeken sedert dit gekanselleer is nie, so sê die waarnemende minister van polisie in 'n parlementêre antwoord. Minister Chakalia noem in sy antwoord dat die betrokke tender voorheen aan Metropolitan Health toegeken was, voordat dit aan Matlala se maatskappy toegeken is. Metropolitan Health is 'n kontrak van 3 jaar toegeken, wat van 16 Oktober 2020 tot 15 Oktober 2023 van krag was. Volgens Chakalia was daardie kontrak sowat 171 miljoen rand werd gewees. Kwotasies word tans van voornemende diensverskaffers in die sentrale verskaffingsbasis verkry en geëvalueer om die diens vir 6 maande te lewer, voer Chakalia aan. Die Matlala kontrak is in Junie verlede jaar toegeken, maar in Desember gekanselleer. Teen daardie tyd het Matlala se maatskappy bykans 50 miljoen rand uit hierdie kontrak gekry. Die koerant het vroeër berig oor die verhoor afwagtende Matlala, wat onlangs in die Gossie-Mampuru gevangenis vir die ad hoc komitee getuig het. Hierdie komitee ondersoek beweringe dat Senzo Mchunu, minister van polisie wat op spesiale verlof geplaas is, die taakspan wat politieke moorde ondersoek op 31 Desember 2024 ontbind het om Matlala en ander misdadigers met noue bande met politici te beskerm. Mchunu ontken dit. Suid-Afrika het 1 ambulanspersoneel het vir elke 4300 landsburgers, so sê Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid. Dr. Karel Leroux, 'n DALP, wou weet hoeveel nooddienswerkers en of paramedici in die openbare gesondheidssektor in elke provinsie is en hoeveel nooddienswerkers vakatures daar in elkeen is. Hy wou ook weet of daar 'n plan is om hierdie vakatures so gou as moontlik te kan vul. Motsoaledi sê daar is landwyd altesaam 14.447 nooddienswerkers in die openbare gesondheidssektor. Hiervan werk 2117 in die Oos-Kaap, 1490 in die Vrystaat, 2966 in Gauteng, 2495 in KwaZulu-Natal, 1639 in Limpopo, 482 in Mpumalanga, 609 in die Noord-Kaap, 704 in Noordwes en 1645 in die Wes-Kaap. Volgens Motsoaledi is daar in totaal ook 4048 vakante poste vir nooddienswerkers oor die hele Suid-Afrika heen. Die regering het op verskeie platforms 'n beduidende tekort aan poste om gesondheidspersoneel in diens te neem is erken. Die tekort word meestal beïnvloed deur begrotingsbeperkings en ongelyke verspreiding tussen stedelike en landelike gebiede. Die begrotingstoewysing deur die nasionale tesourie het eers vanaf 1 Oktober in werking getree. Christene maak die meerderheid van alle Suid-Afrikaanse bevolkings uit
En dit is daarom ontstellend dat die Kaapstadse Metro besluit het om Christelike simbole uit die Kersliggies in Adderley Straat te verwyder, so sê die ACDP. Kersliggies is 'n tradisionele viering om die geboorte van Christus en om die einste simbole te verwyder, maar die betekenis van hierdie heilige dag beliggaam is onaanvaarbaar as gesê. Die kwessie gaan nie daaroor om een godsdiens bo ander te bevorder nie. Dit gaan daaroor om die kulturele tradisies van die meerderheid te respekteer en die integriteit van ons nasionale identiteit te kan handhaaf. Die ACDP eis dat die Metro die simbole onmiddellik weer aanbring. Die Kaapstadse Metro sê by navraag dat duisende mense geniet al meer as 5 dekades hierdie feesliggies. Volgens die Metro is haar jaarlikse tema om verskillende elemente en ikone in te sluit wat kenmerkend van Kaapstad is. Die tema vir die laaste paar jaar het hoop beklemtoon, ook van jaar se tema wat vereniging en hoop is. Ander aanpassings is jaar na jaar aan die liggies aangebring. Augustus was 'n slegte maand vir die polisie in die Weskaap met moordsyfers wat die hoogte ingeskiet het. Die tydperk is 1 Julie tot 30 Desember. Volgens hierdie statistieke het die moordsyfer in hierdie tyd met 15,3% toegeneem tot 'n totaal van 1160 moorde. Die polisie het ook 1157 voorvalle van poging tot moord aangeteken. In hierdie tydperk is 293 bendeverwante moorde aangemeld. Van die 293 bendeverwante moorde wat oor die provinsie aangeteken is, het 286 in die Kaapstadse Metro voorgekom. Die wydverspreide beskikbaarheid van onwettige vuurwapens en ammunisie bly 'n ernstige probleem, terwyl die inhegtenisnemings en beslagleggings gehelp het om misdaadnetwerke te ontwrig en 'n mate van verligting te bring vir gemeenskappe, waarsku die polisie dat ernstige uitdagings wel sal voortduur. Die polisie het in hierdie tydperk 114 bendeleiers en 116 bendelede in hegtenis geneem, tesame met 65 inhegtenisnemings wat verband hou met afpersing en 125 inhegtenisnemings weens ontvoeringsverwante misdade. Ons benodig 'n kollektiewe standpunt teen bendegeweld en geweldsmisdade. Die polisie en die regering kan die stryd nie alleen wen nie. Ons benodig aktiewe ondersteuning van burgers en gemeenskappe om saam met die polisie, die liefbeamptes, die gemeenskapspolisieringforums en buurtwagte te kan saamwerk. Meer as 2700 mense is sedert 1 Desember op Suid-Afrikaanse paaie in hegtenis geneem, waarvan die meeste weens dronk bestuur is. In hierdie tydperk van 1 tot 13 Desember is 2719 bestuurders in hegtenis geneem, 8% meer as die ooreenstemmende tydperk verlede jaar, so sê die Padverkeersbestuurkoöperasie, die RTMC. Hiervan is 1478 mense in hegtenis geneem weens dronkbestuure, met die meeste hegtenisnemings daarvoor in die Noord-Kaap, Noordwes en in die Oos-Kaap. EBAD laat beamptes toe om oortreders dadelik te toets, aan te kla en te verwyder uit die gemeenskap. Vinniger verwerking beteken minder dronkbestuurders bly op die paaie en minder gesinne ontvang verwoestende telefoonoproepe. Tydens die verklaring is nie net dronkbestuurders nie, maar ook spoedvrate gevaar op die paaie. Van 1 tot 13 Desember is die volgende gevalle aangeteken: 183 km/h in Limpopo provinsie, 193 km/h in Gauteng en 184 km in KwaZulu-Natal. Die myngroep self 32 gaan sy Mousal aluminiumsmelter net buite Maputo, Mosambiek in Martinsorg in standhouding plaas. Dit kan sowat 22.000 regstreekse en verwante werksgeleenthede in Suider-Afrika raak. Volgens self 32 is omdat hy nie 'n bekostigbare kragvoorsieningsooreenkoms met Eskom kon beklink het nie vir hierdie tydperk na Maart volgende jaar nie. Die huidige kragooreenkoms verstryk dan. Mousal kan net voortgaan as hy genoeg elektrisiteit kan bekom, prys wat die smelter internasionaal mededingend hou. So het Graham Kerr, uitvoerende hoof van self 32 gesê. Aksa het in die winter 19,3 miljoen passasiers bedien, wat 'n herstelkoers van 99% verteenwoordig. Hierdie syfer verteenwoordig ook 'n groeikoers van 14% op 'n jaargrondslag. As dat dieper gedel word, is dit duidelik dat die land se groter passasiersgetalle nie deur plaaslike vlugte gedryf word nie. Buitelandse vlugte se passasiersgetalle het 6,1 miljoen beloop, maar verteenwoordig herstelkoers van 155%, wat effektief beteken passasiersgetalle van buitelandse bestemmings was 55% hoër as in 2019. Feestyd is vir baie mense hierdie beste tyd van die jaar, maar ongelukkig ook vir kiebekrakers en swendelaars wat die gejaagdheid en chaos van hierdie tyd uitbuit. Hulle gebruik paniek en druk om mense te dwing om irrasioneel op te tree. Mense moet op die uitkys weer vir swendelaars by kitsbanke wat mense se pinnommers bekom of kaarte dupliseer, bedrog waar misdadigers gesteelde kaartnommers gebruik en aankope doen. Bankbesonderhede wat verander, wanneer swendelaars besonderhede op fakture van wettige maatskappye verander, uitvissingsoproepe waarin swendelaars hulle as bankwerkers voordoen en druk op mense uitvoer om hulle kaartnommers, CVV of eenmalige wagwoord te verskaf.
Na sy eerste oorwinning in 'n DP World toernooi die naweek sal 'n jong Suid-Afrikaner, Jaden Shaper, oorloop van selfvertroue wanneer hy vandag in die eerste ronde van die Mauritius Open sal afslaan. Oosthuizen is die enige speler wat daaraan kan slaag om 'n oorwinning in die Alfred Daniel Kampioenskap die volgende week met 'n sege in Mauritius op te volg. Hy het hierdie goue dubbel in 2023 behaal. Die 24-jarige Shaper was vanjaar ultrabestendig in die DP World reeks en spog nou met 'n plek in die top 100 op die wêreldranglys. Nog 'n speler wat die week graag 'n stukkie geskiedenis sal wil maak, is die Engelsman John Parry. Hy gaan poog om die eerste speler te word wat sy titel in hierdie toernooi suksesvol kan verdedig. Die aksie sal daagliks vandag vanaf 10:30 op Supersport 213 uitgesaai word. Die Aussies het nadat hulle gister die lood gewen het, gekies om eerste te kolf die eerste dag op 326-8 teen Engeland afgesluit. Alex Carey het 106 aangeteken, Usman Khawaja het 82 met die kolf uitgeblink, terwyl Jofre Archer 3 paadjies vir 29 lopies laat kantel het. Mitchell Starc op 33 en Nathan Leon, wat nog lopies moet aanteken, sal vanoggend vir die tuisspan moet voortkolf. Khawaja is op die nippertjie in die elftal ingesluit, nadat 'n oulike Steve Smith nie vir die kragmeting oorweeg kon word nie. Mustafa Kasim het Dinsdag 5 van Suid-Afrika se doele in sy sege van 10-4 oor Australië aangeteken in die eindstryd van die binnenshuise toernooi wat by die Wynberg militêre basis beslis was. Kasim was reeds in die eerste minuut in die kol en het in die eerste kwart met 'n 3-kuns gespog. Hy danksy sy totaal van 21 doele as speler van die toernooi vereer. Die Suid-Afrikaanse vroue het hierdie toernooi vir die eerste keer gewen deur Australië met 4-3 in hulle eindstryd te wen. Dit is dus die eerste keer dat die Suid-Afrikaanse mans en vroue albei met die laure weggestap het. 2 Suid-Afrikaners het reeds gekwalifiseer vir 2026 se Olimpiese Winterspele wat in Februarie in Milaan in Noord-Italië sal plaasvind. Hulle is Lara Mark-Taylor, 'n alpynse skier, en Matthew Smith, 'n veldskier. Nog 4 Suid-Afrikaners is hoopvol om binnekort te kwalifiseer. Die finale spanne vir die Winterspele moet teen 26 Januarie reeds ingeskryf wees. Die 18-jarige Mark Thaler is in München, Duitsland gebore en het 'n Suid-Afrikaanse ma, Judith, en 'n Duitse pa, Christian. Sy het in Februarie vanjaar op die wêreldkampioenskap in Saalbach, Oostenryk, 29ste in die slalom geëindig. Die ander hoopvolle is Anton Bos, 'n 29-jarige sneeuplankryer, Thomas Ware, 'n 17-jarige alpynse skier, Nicole Burger, 'n 31-jarige skeletonryer en Malika Malherbe, 'n 20-jarige vrystyl-skier. Formule 1 het aangekondig dat Portimao in Portugal in 2027 en 2028 weer op die kalender sal wees met die Nederlandse Grand Prix op Zandvoort wat verdwyn wanneer sy kontrak van 6 jaar in 2026 sal verstryk. Die baan sal nou vir minstens 2 jaar een van Formule 1 se 24 wedrenne per seisoen aanbied. Die renbaan bied opwinding van die eerste draai tot by die wenstreep en sy energie lig die ondersteuners uit hulle sitplekke. Die belangstelling en aanvraag om 'n Formule 1 Grand Prix aan te bied is hoër as ooit tevore. Portugal het wel 'n lang F1 geskiedenis met 2027 wat die 19de keer sal wees dat die land 'n Grand Prix gaan aanbied. 3 wedrenne van 1958 tot 1960 is gevolg deur 13 Grand Prix wat van 1984 tot 1996 naby Lissabon op Estoril gehou is. Die Portugese Grand Prix aan die uitnemendheid van ons baan en die passie van ons ondersteuners tentoonstel. Geen aflewering kon in die spanne se 4de wedstryd afgestuur word nie en die tuisspan Indië is steeds met 2-1 in die reeks voor met 1 wedstryd wat nog beslis moet word. Suid-Afrika moet dus môre oorwinning in die laaste wedstryd in Ahmedabad behaal om 'n gelykop uitslag in die reeks af te dwing. Die wedstryd sou om 15:30 Suid-Afrikaanse tyd begin het en is teen 1800 uur afgelas. Met die aflas van gister se wedstryd kon die Protea aanvangskolwer Quinton de Kock ook nie sy 33ste verjaarsdag saam met sy 100ste T20 wedstryd vier nie. Indië sal intussen in die laaste T20 wedstryd weer kan steun op sy voorslagbouler Jasper Bumrah wat gister sou gespeel het nadat hy die vorige wedstryd weens persoonlike redes misgeloop het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2129, Polokwane 1725, Lephalale 2033, Mbombela 1720, Mahikeng 1728, Pretoria 1825, Johannesburg 1524, Ermelo 1216, Kalahari 2034, Gaborone 1931, Richards Bay 1923, Pietermaritzburg 15 en 17, Durban 18 en 20, Port St. John's 16 en 18,
Pongola 1821, Maputo 2125, Bethlehem 1225, Bloemfontein 1632, Alawal Noord 1231, Welkom 1932, Vryburg 1732, Kimberley 1934, Appington 1936, Prieska 1833, Springbok 1234, Karasburg 1533, Keetmanshoop 1834, Mariental 2135, Alexanderbaai 1325, Brandvlei 1433, Loederitsbaai 1634, Vredendal 1332, Kaapstad 1623, Sutherland 827, George 1225, Jeffreys Bay 1325, Geberra 1226, Graafreinet 1126, Kaapogillas 1223, De Aar 1331, Molteno 925, Beaufort Wes 1429, Oos-London 13 en 21 grade Celsius. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.71 teenoor Amerikaanse dollar, Australiese dollar kos R11.07, die euro verhandel teen R19.61, die pond kos R22.32, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer per fyn ons is $65.98 Amerikaanse sent, platinum per fyn ons is $1,910, palladium kos $1,646, goud per fyn ons is $4,336, Brent olie per vat is $58.92 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: behandel ander mense soos jy behandel wil word. Respek word verdien, dit kom nie van self nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.